Goeiemôre Kairos familie, is so voorreg om saam met julle almal te kan wees met hierdie opstanding Sondag, Resurrection Sunday. Ek gaan vir julle lees uit Jesaja 53. En in Jesaja 53 letterlik is vir ons die voorbeeld van 'n resurrection. Want alles in die lewe as gevolg van die voorbeeld wat ons het van Jesus, het ons die wete dat daar 'n begin en 'n einde is, maar ook weer 'n begin en 'n einde. Dit moet verskriklik wees om net te aanvaar dat alles verby is. So ook is dit met seisoene, daar is 'n lente, daar's 'n winter, daar's 'n herfs, daar's 'n somer, so ook met sade. Alles in die lewe het 'n begin en 'n einde en 'n nuwe begin. So ook praat Openbaring dat die aarde verbygaan en daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En wanneer ons lees in Jesaja 53, sê die woord van die Here vanaf Jesaja 53 vanaf vers 5. But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastising of our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. Alle vertalings sê, by his stripes we are healed. All of us like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all, almal is ingesluit, to fall on him. He was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who considered that it was cut out of the land of the living. 'n ander vertaling sê, hy het geen nageslag gehad nie. Hy was, 'n ander vertaling sê weer, hy was vroeg in sy jeug weggevat. He was cut off of the land of the living. For the transgressions of my people, to whom the stroke was due. His grave was assigned with the wicked men, yet he was with a rich man in his death. Interessant, dis eintlik 'n profetiese vertaling, 'n profetiese woord om te sê hy het in 'n ryk man se graf was begrawe in 'n ryk man se graf. Yet he was with a rich man in his death, because he had done no violence, nor was there any deceit in his heart. But the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. He would render himself as a guilt offering. He will see his offspring. So nou sien ons, maar daar was nou geen offspring nie. Nou ewe skielik word daar gesê, but he will see his offspring. He will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. As the result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. Dis hoekom die woord sê, hy het 'n expectation gehad. Daar's 'n ander vertaling sê wat hy het gekruip na die kruis toe. Because he's got a promise of something new. He will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many, as he will bear their iniquities. And he poured out himself to death, and he was numbered with the transgressors. Yet himself bore the sin of many, and it is interceded for the transgressions. So as ons na hierdie gedeelte kyk, moet ons natuurlik ook gaan kyk na Handelinge 2. In Handelinge 2 staan daar, and it shall be in the last days, God says, that I will pour forth my spirit upon all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see seasons and visions, and your old men shall dream dreams. Even upon my bond slaves, both men and women, I will pour out my spirit. So as ons eintlik die vraag vra,
moet ons dan ook kom met Dawid se woorde ten opsigte van the resurrection. Hoor wat sê Dawid in Handelinge 2. For David says of him, I will always behold the Lord in his presence, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart was glad, and my tongue exalted. Moreover, my flesh also will abide in hope. His hoop na dood. Because thou will not abandon my soul to Hades. Die dood het geen reg op ons. Nor allow the Holy One to undergo decay. So, Jesus kon nie decay nie, hy moes opstaan. Thou hast made him known to me the ways of life. Thou will make me full of gladness with thy presence. Brethren, I may confidently see that the Lord is good. So I said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make thine enemies the footstool for thy feet. Therefore, let the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus, whom you has crucified. God has made him. So eintlik wat ek probeer verduidelik in al hierdie skrifte wat ons nou nagekyk het. Ons sien in Kolossense 2 sê hy, everything was a shadow. It was a shadow. Hebreërs sê, in die boek Hebreërs staan daar, God het geen behaag gehad in die diere wat geoffer was nie. Hy het dit eintlik gehaat, die diere wat geoffer was. Maar die rede hoekom God het toegelaat het, is dat die mens net beter kon voel oor homself, om niks verniet te kry nie. Dat hulle betaal het vir die offerings, en dat al die sonde en transgressions op die diere gekom het. Maar Hebreërs sê, God het dit gehaat. Kolossense 2 sê, it was a shadow, alles, die voorhangsel, die Holy of Holies, alles was a shadow of things to come. So, as ons nou hierdie gaan kyk, sien ons dat eintlik die hele verhaal van Genesis, van Leviticus, die instelling van die dieroffers, die instelling van die sacramental offerings, die Day of Atonement, Yom Kippur, alles daar, was alles shadows gewees, van Genesis 1 af. So as ons dit in die dramatiese woorde kan uitspreek, dit was 'n replay gewees van dinge wat gaan kom. Dit was 'n voorbereiding vir iets wat, it's not the main act. Dit was die voorbereiding vir dit wat gaan kom. Alles van Genesis tot Maleagi was alles 'n voorbereiding vir alles wat in Jesus gaan wees. So eintlik wat ons gesien het van Genesis 1, die lam wat geslag is. Ons sien in Leviticus die offerings wat gemaak word. Ons sien in Moses se tyd die bloed wat teen die deurkosyne gesmee is, die lam wat geëet is. Ons sien in die nagmaal die voorbereiding wat gaan kom ten opsigte van die bloed, ten opsigte van dit wat gebreek is. Daarom, wanneer toe hulle by die graf gekom het, wat so interessant is, en ek dink min mense het dit geweet, die woord van die Here sê, en toe hulle by die graf gekom het, en die disippels gaan kyk het die disippels gejuig en uitgehardloop. En ons wonder, die woord sê, and they saw the grave close. En dan is daar een gedeelte wat so interessant is. Dan sê hulle die klaaf wat oor sy kop was, was eenkant geplaas. En hulle het uitgehardloop en hulle was oorstelp met joy. En niemand wat eintlik Hebreëse kultuur verstaan hoekom het hulle uitgehardloop met joy. Daar staan en een het teruggegaan en weer gaan kyk na die grave close. En wat beteken dit wat om hom gedraai was eenkant geplaas, maar hulle sê te het was netjies opgevang. So eintlik wat dit beteken is, as ek gaan eet het by jou huis, en ek het die servet gehad, kom ons noem nou die servet, ek het die servet so opgevou en ek het aan tafel gesit. Maar dien ek die kamer verlaat,
die kamer verlaat, het ek dan die servet gevat en dit mooi netjies opgevou, kyk mooi, en ek het dit dan op my tafel neergesit, waar ek geëet het. Dit beteken, ek kom terug. Ek is nie weg nie, ek kom terug. So daai gedeelte wat om Jesus se kop was, die res was discarded een kant, maar dit wat om sy kop gedraai was netjies opgevou en daar in die hoek geplaas. Wat beteken ek kom terug? So eintlik die hele resurrection verhaal was dat ons, en ons sien dit in 1 Korintiërs 15, dat ons 'n hoëpriester het, wat na die Vader gegaan het. Hoekom? Want die hoëpriesters was nooit werklik sonder sonde nie. Wat die woord sê, everybody was born in sin. So dit was nooit eintlik sonder sonde nie. En daar was geen mens wat regtig die prys kon betaal het, of geen dier wat regtig die prys kon betaal. Alhoewel die diere onskuldig was, maar iemand moes gekom het as die lam, wat ons eintlik in Genesis al gesien het. Die lam wat geslag was, die eerste dier in Genesis wat geslag was, en die bloed wat oor die mens geplaas was, want die woord sê, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Ons sien dit in al die godsdienste, van satanisme, reg deur Wicca, African cultures, alles sien ons bloed, altyd bloed. Daarom in Leviticus gesê, jy mag nie bloed eet of drink nie, because the life is in the blood. So alles gaan oor die bloed. Ons sien in Kain, wat vir Abel doodgemaak het, staan daar, en sy bloed roep van die aarde af tot vergelding. So ons sien, bloed speel so 'n belangrike rol. Die bloed wat hier die deurkusyne was, die water wat dit bloed verander het. Ons sien, bloed roep. Ons sien selfs Jesus se eerste wonderwerk wat hy gedoen het, by die bruilof, die water wat in wyn verander het, die kleur van rooi, kom reguit deur. Ons sien die hoofpriester wat ingegaan het in die Holy of Holies, by die sin offering, en hier kom Jesus, waar hulle kort, elke week amper, offers, sien ons, hier kom Jesus, en hy is nie net die lam wat geslag is nie, maar hy word die hoofpriester. Hy word die hoofpriester wat nooit sonde gehad het. Maar verder as dit, gaan hy en hy kry die sleutels of death, hell and the grave. Dis nie net, hy het gesterf aan die kruis, sodat ons sondeloos is nie. Hy het letterlik gesterf aan die kruis, sodat hy al ons sondes op hom kan vat, sodat hy na die Vader toe kom as 'n hoofpriester, en die woord sê, and he came and sat on the right hand of God, and God sê, come and sit on the right hand of God. Ons sien, as ons gaan kyk deur die boek van Leviticus, en verder, al die sacramental laws en alles, dat wanneer die hoofpriester gaan sit, het hy gesê, it is finished. So toe God vir Jesus gesê, come and sit on my right hand side, as jy staan, moet jy nog iets gaan doen. Is daar nog werk vir jou om te doen. Maar toe God vir hom gesê het, come and sit on my right hand side, beteken dit, it is finished. Alles is gedoen. Heaven and earth collides. Dit is nou soos in die hemel, soos ook op die aarde. Dis weer terug in die begin waar God met die mens gewandel het. Eintlik, kom ek verduidelik hierdie, dan sal jy verstaan, hoekom is hierdie so belangrik? Dat in die begin het God met die mens gewandel, God en die mens het gepraat, die tuin van Eden. Naderhand sien ons in Abraham dat God ver is, die gode is ver en hulle is hoog en hulle is buite bereik. Naderhand sien ons dat hulle begin al hoe nader te beweeg om God nader te bring. Naderhand bring hulle God en hulle plaas hom in 'n tent, 'n tabernakel, wat ons die tabernakel genoem het. En die tabernakel beweeg saam met hulle, waar hulle gaan beweeg die tabernakel saam. En God word, die groot God van die hele universe, word in 'n tabernakel gehou, in 'n tentjie gehou, met 'n voorhoof, 'n middelhoof en in die Holy of Holies. Naderhand gaan dit verder en Dawid besluit en hy sê, ons kan nie, almal wys vir hulle tempels aan hulle gode, maar my God is in 'n tent, en ons sit hom en ons karwei hom rond oor as waar ons gaan.
En Dawid sê, nee, ek gaan vir die Here 'n tempel bou. En Salomo bou toe 'n tempel vir die Here. At least nou is daar 'n plek waar God kan wees en dis in die tempel. En God sê, nee, dis nooit, hoe kan jy die God van die hele universe net in 'n tempel sit? Hoe gaan mense by God uitkom? Hulle moet heeltyd travel terug na die tempel toe om net by God te wees, want God is nog steeds ver. Maar in Jesus Christus gaan hy en sê, ek gaan dit terugbring soos in die tuin van Eden, dat God met die mens wandel. Daarom is dit goed dat ek gaan sterf en opstaan, want ek gaan vir julle 'n helper stuur. Nie net gaan ek vir julle helper stuur, die Heilige Gees wat binne in julle kom woon, that God with us, Immanuel, God with us. Maar wanneer ek opgaan, is dit goed vir julle dat ek opgaan, want ek gaan 'n plek vir julle voorberei in my Vader se huis. Ek gaan vir julle die hoofpriester wees wat intersessie vir elkeen van julle daagliks gaan doen. Maar the Son of God become the Son of Man, so that the Son of Man can become the sons of God. So in dit gaan ek 'n verandering inbring. Ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur, wat met julle kan praat, sodat God in us, sodat ek weer alles kan terugbring, soos dit was in die begin, dat God nie meer ver is nie, dat God nie meer gekarwei word in 'n tent nie, dat God nie meer in 'n tempel is nie, maar dat God saam met jou is. Die woord van die Here sê, and the word become flesh and come and tabernacled with us. Tabernacle beteken dit indwelling, by jou, saam met jou. So waarvoor vier ons vandag die opstandingsdag? Ons vier vandag die opstandingsdag, dat wanneer ons sterf, is dit nie die einde nie. Dat daar 'n lewe is vir die wat in Christus gesterf. Hy sê, I'm the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. Who are in me, that you can be where I am. Ek gaan na die Vader, sodat ek vir julle plek voorberei, soos waar ek is, sodat julle ook daar kan wees. En eintlik is dit hoop vir ons om te sê, death, dis soos Paulus sê, hy sê, death, where is your sting? Waar is jou angel? Die dood is oorwin, ons het 'n lewe hierna, maar meer as dit, ons het nou die Heilige Gees wat vir ons gestuur is, en ons kan die Heilige Gees ervaar. En ons het die belofte wat opgevou is, om te sê, waar ek is, dit is nie die einde nie, ek kom terug. Die wederkoms is 'n werklikheid. Die wederkoms is 'n werklikheid wat deur Jesus gesimboliseer is om te sê, ek kom weer. Die engele het ook gesê, soos hy opgegaan het, so sal hy weer verskyn en by julle wees. Maar ons het ook die belofte nou, that we can come boldly to the throne of grace. Ons hoef nie meer in vrees te wees of die offer aanvaar gaan word. Hoe baie van daai Israeliete moes om die tabernakel gestaan het en gewonder het, is hierdie offer aanvaarbaar? Is ek okay met God om weer in 'n kultuur te wees van tahor en tamai? Is ek okay? Is God okay met my? Ons het daar die hoofpriester. Ons het die hoofpriester wat vooruit gegaan het, wat die perfekte offer gebring het. Ek het vir julle gelees, hy het eers sy mond oopgemaak. Hy het nie eers geskree nie. Hy het nie sy mond oopgemaak nie. Hy was soos 'n lam ter slagte gelei. Vir wie? Vir my en jou. Sodat ons weer kan terugkom, hoe God dit in die begin beplan het. Alles van Genesis tot Maleagi was 'n verhaal gewees, wat vooraf uitgespeel het, om vir ons te bewys, dat alles, selfs die naam van God, in Filippense 2 vers 19 en 11 sê, en hy het tot die hoogste naam verhef, sodat alles wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde, die knie moet buig. Eintlik wat dit beteken, death hath no sting. Die vyand het geen reg oor jou nie. We are seated in heavenly places, far above all principalities, all rulers, all powers. Ons kan tabernakel saam met die Here, want die Here, en deur die werk van die Heilige Gees is binne in ons. All authority in heaven and on earth, I now give to you. Sodat jy nie net wag om hemel toe te kan gaan nie, maar dat jy hemel op aarde kan beleef. Want dit is die prys wat Jesus vir jou betaal het. Jy kan nie meer sê, die vyand doen dit nie, want Lukas 10 vers 19 sê, aan ons is die mag om 'n skerpioen en slange te trap, hulle mag dit breek,
en hulle mag niks aan ons doen nie. Openbaring 12 vers 11 sê, en ons het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Wat is 'n getuienis? That we believe that all transgressions, all sins was cast upon him. Dat ons boldly kan come to the throne of grace. Hoekom? Op grond van Jesus. Jesaja 40 sê, en my naam is in sy handpalms gegraveer. Hoekom het sy handpalms gegraveer? Dis waar hulle covenants gemaak het. Hulle het hulle hande gesny. En ons noem dit 'n bloedverbond wat gemaak was. Ons het 'n bloedverbond, die bloed wat uitroep, die bloed wat spreek, die bloed wat roep tot 'n beter lewe, die bloed wat vir ons getuig that all things are possible in God, dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat op die Here vertrou. Why? Because all things was cast upon Jesus. Jy hoef nie te wonder of God okay is met jou nie. God is okay met jou, want alles het op Jesus gekom. Het ek 'n beter lewe wat vir my wag? Yes. Het ek 'n vertroue dat wanneer ek my oë toemaak, dat ek saam met my geliefdes in Jesus Christus gaan wees? Yes. Het ek 'n vertroue dat ek die power het over death, hell and the grave en Satan se magte? Yes. Jy het die oorwinning in Jesus. Paulus skryf, hy sê, ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Ek wil vir jou sê, jy het eerste plek, tweede plek en derde plek. Jy kry die hele goue medalje, die silwer medalje en die brons medalje, because you are more than conqueror. Ek wil verder vir jou gaan en vir jou kan sê, Job sê, all the days of my life is written down in your book, dat jy kan gaan en sê, as it is in heaven, onze Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. You are seated far above principalities, powers en ek. Hou op sê die duiwel val my aan. Hou op sê die duiwel is besig in my lewe. Hou op sê die duiwel is los in my huis en daar goed. Kom in authority. Kom in die werklikheid dat Jesus vir jou gesterf het. Kom in die werklikheid, wat is die power van die naam van Jesus Christus? Dat die woord sê dat hy die hoogste naam het, so dat alles wat in die hemel, op die aarde, onder die aarde, wie is onder die aarde? Dis die bose magte. Dat alles in die hemel, op die aarde en onder die aarde, die knie moet buig. Vir wie? Vir die naam van Jesus Christus. Daar's 'n ander gedeelte in die woord wat sê, as die vyand en die leermagte van darkness geweet het, wat sou gebeur het, so hulle nooit Jesus gekruisig het nie. Hoekom? Want Satan het gedink hy het gewen. Hy het gedink hy het gewen Vrydag, but there's always a Sunday. Ek wil vandag vir jou sê, miskien gaan jy deur iets in jou lewe, en it's Friday, en alles lyk hopeloos. Ons sien dit by die disippels, toe Jesus gearresteer was, en ek sluit af, en die woord sê, en van die bovenvertrek na die laaste nagmaal, waar hulle by mekaar gekom het, en tot in die tuin van Getsemane, het hulle die pad geloop van gebreekte drome. Hulle het gedink, Jesus gaan hulle kom red van die Romeine. Hulle het gedink, Jesus gaan die koninkryk op aarde kom bewerkstellig. Hulle het gedink, Jesus gaan hulle verlos van die mag van die bose. Elkeen het daar pad gestap van die bovenvertrek tot die tuin van Getsemane. En elkeen het aan mekaar gedink. Nou, wanneer, selfs toe Jesus se opstanding het hulle gesê, are you now gonna overthrow Rome? Gaan u nou u koninkryk op? Elkeen het sy idee gehad. Ek kan dink, vir 3 jaar is hulle saam met Jesus, en Jesus sê, the time has come for the Son of Man to be handed over, and when I'm lifted up, I will draw all men unto me. En hulle het gewonder. En baie van ons is ook tussen daai pad van die experience, hierdie magic experience, die volgende oomblik, die pad van gebreekte drome, en wonder wat, en wonder vir die dag van môre, en wonder wat gaan gebeur, en elkeen het sy hoop en sy vertroue in Jesus gehad op iets in hulle lewens, en ewe skielik is dit weggeneem, Jesus is weggeneem, Jesus is gekruisig, dis hoekom ons sien, al die disippels het gaan visse vang, het uitgegaan, hulle het hom gelos, hulle het weggegaan, Petrus het kaal gaan visvang, waar is nie hy 'n kaal visser was, but because he lost his identity, hoekom, want hulle was in die plek van gebreekte drome, hulle was in die plek waar dit wat hulle verwag het van die Here, het nie plaasgevind nie.
Maar, don't forget Sunday. Sondag kom, en ek spreek het oor elkeen se lewe vandag wat inluister. Sondag is daar om te sê, God is the restoration of all dreams. Dat in Jesus Christus is daar resurrection. En ek spreek ook oor jou lewe, dat in jou lewe, maak nie saak waardeur jy gaan nie, dat jy ook 'n opstandingsdag, 'n resurrected day in jou lewe kan ervaar. Daar's 'n ander gedeelte in die woord wat sê, what an enemy meant for bad, God turns for good. Ek wil vir u sê, presies soos die engele gesê het, waarom staan julle nog en kyk op? Soos julle hom sien gaan het, so gaan hy weer kom. There is always Resurrection Sunday in elkeen van ons se lewens. Baie blessings, baie seën, baie vreugde vir julle. Ek spreek Resurrection Sunday. Ek spreek oor jou lewe, daar waar jy die pad stap na Getsemane toe, en in die plek, in die vallei van gebreekte drome, dat ek vir jou sê, Opstanding Sondag is 'n dag van hoop. Dis 'n dag van die wete, dat ek weet. Ons sien dit met Jonah, and he was 3 days in the belly of the fish. But on the third day, die derde dag, was hy uitgespoeg. Resurrection. Hy skryf in die woord, hy sê, Lord, out of the darkness of Hades, I call on you. En dis waar die woord aan inkom, hy sê, call upon the name of the Lord, and you shall be saved. Ek spreek oor jou uit, that you shall be saved. Dat daar redding, verlossing, lig en hoop terugkom na jou huis toe, in Jesus naam. Amen.